Goeiedag julle almal en welkom by my Bybelstudie. Vandag se tema is bloedlijnvloeke en wat sê die Bybel daaroor. Okay, so ek dink baie van ons het 'n vrees as ons hoor bloedlijnvloeke. Dit bring 'n vrees by ons weens baie mense se opinies, klomp leringe wat 'n mens al gehoor het. Ek myself was in 'n verskriklike tweestryd gewees met hierdie, waarna om te luister, waarna om nie te luister nie, wat om te glo en wat om nie te glo nie, tot ek besluit het om self in die woord in te klim, in die skrifte in te klim en ondersoek in te stel, en die Heilige Gees het vir my die woorde, die skrifte so mooi geopenbaar, sodat ek dit vandag met julle kan deel, en ek is baie dankbaar vir hierdie openbaring wat ek kon ontvang, hierdie stukkie waarheid, want God se woord is die weg en die waarheid en die lewe. Okay, so kom ons gaan kyk wat sê die Bybel oor bloedlijnvloeke. Ons begin by Exodus 20 vers 5 tot 6. Ek wil hê jy moet oplet dat dit in die Ou Testament is, maar kom ons kyk. So, Exodus 20 vers 5 tot 6 sê: Ek reken kinders die sonde van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar, vers 6, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Okay, dan, jy sal sien, mense wat voorstanders is vir bloedlijnvloeke, is baie lief vir hierdie vers, en ook verder in Exodus, en dan in Numeri ook. Hulle is baie lief vir hierdie verse, om dit te gebruik, maar hulle los dele uit, soos daai losse deel wat sê, die wat my haat, hulle sal dit uitlos, en hulle sal vers 6, ook sommer heeltemal uitlos. Okay, dan kom ons gaan kyk na Exodus 34 vers 6 tot 7, dit sê vir ons, terwyl hy by Moses verby gegaan het, roep die Here, ek die Here is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Vers 7, ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte, ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders en kleinkinders die sonde van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag. Okay, so daar is 'n herhaling, is dieselfde as in Exodus 20, waar dit sê dit reken kinders en kleinkinders die sonde van vaders toe. Okay, so, maar het jy nou gesien, of het jy nou gehoor dat hier staan, ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte, ek vergewe, die Here vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Dit beteken daai sonder woord in 'n vertaling beteken niemand sal ongestraf bly nie. Niemand sal ongestraf bly nie. So die Here vergewe ons ons sonde, oortredinge, ongeregtighede, maar niemand sal ongestraf bly nie. Okay? Numeri 14 vers 18 sê: Die Here is lankmoedig en groot van goedertierenheid, wat die ongeregtigheid en oortreding vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders aan die 3de en die 4de geslag. Okay, dan kan jy gaan kyk na Deuteronomium 5 vers 9 tot 10, en dit is presies 'n herhaling van Exodus 20. Okay, so hierdie is die skrifte waarvoor die voorstanders van bloedlijnvloeke baie lief is om te gebruik, maar hulle los die gedeeltes uit waar God praat van vergewe, en waar hy praat, wat hy sê van die wat my haat, sal dit gebeur, en die wat my, hulle los heeltemal uit waar God goed praat. En dan volgende gaan ons kyk na skrifte wat elkeen van ons se persoonlike verantwoordelikheid beklemtoon. Okay, so as ons vandag nog die idee het dat ons vasgevang is in ons bloedlyn, dan kan hierdie skrifte daardie idee vir ons breek en wegneem. So kom ons gaan kyk na Esegiel 18. En hierdie kom verander alles vir ons. Okay, kom ons gaan kyk na Esegiel 18, wat sê dit vir ons? Vers 1 tot 5. Die woord van die Here het tot my gekom. Waarom gebruik julle in die land Israel hierdie spreekwoord? Okay, dit wat ek nou gaan lees is die spreekwoord waarvan al gepraat word. Die vaders eet groen druiwe en dan word die kinders se tande stomp. Okay, so wat sê dit vir ons? Die vaders doen iets verkeerd of doen iets en dan word die kinders benadeel. Okay, so seker as ek leef, sê die Here, my God, julle sal nie meer die spreekwoord in Israel gebruik nie. Vers 4.
Al die mense behoort aan my. Vaders en kinders is myne. Dit is die mens wat Sondag wat sal sterf. Wie wil leef volgens my wil, sal reg laat geskied en reg doen. So, wie lewe volgens God se wil, sal reg laat geskied en reg doen. Dan vers 18 tot 20, ons is nog steeds by Esegiel 18, vers 18 en 20 sê, maar sy pa sal sterf vir sy eie sonde. Hy het mense verdruk en beroof en het verkeerde dinge gedoen tussen sy mense. Vers 19, julle vra, waarom die seun nie die straf op sy pa se sonde kan dra nie? Omdat die seun reg laat geskied en reg leef. Hy is gehoorsaam aan al my voorskrifte en hy voer hulle uit en daarom sal hy bly lewe. Hier maak dit vir ons duidelik dat die seun kan nie sy pa se sonde dra nie, want die seun lewe reg. Hy is gehoorsaam aan God. Hy is op die regte pad. So hy kan nie verantwoordelik wees vir sy pa se sonde nie, as hy dan nou reg lewe nie en op die regte pad is en gehoorsaam is nie. Kyk dan, vers 20. Die mense wat Sondag sal sterwe, 'n seun sal nie die straf op sy pa se sonde dra nie, en 'n pa sal nie die straf op sy seun se sonde dra nie. Wie leef volgens my wil, sal die vrugte daarvan pluk. Wie goddeloos is, sal die straf daarvoor dra. So hier sê dit vir ons, wie goddeloos is, sal die straf van die sonde dra. Wie God se wil doen, sal die vrugte pluk. Ons kan nie mekaar se sonde dra nie, julle. Ons is verantwoordelik vir ons eie sonde, net jy jouself. Individueel, ons is verantwoordelik vir onsself, net vir onsself. Ons kan nie vergifnis vra vir iemand anders se sonde of in die plek van hulle sonde staan nie. Ons kan dit nie doen nie en ook nie andersom nie. Ok, so ek wil hê jy moet die hele Esegiel gaan lees op jou eie tyd. Gaan lees die hele Esegiel, want die hele boek handel oor ons persoonlike verantwoordelikheid as individueel vir ons lewe. So gaan lees die hele boek van die profeet Esegiel. Okay. Dan gaan kyk ons na Jeremia 31 vers 29 wat vir ons sê. In daardie tyd sal hulle nie meer sê, die vaders het groen druiwe geëet en die kinders se tande het stomp geword nie. Vers 30. Elke mens sal oor sy eie sonde sterf, wie groen druiwe eet, sy tande sal stomp word. Onthou, ons het nou gepraat oor die groen druiwe en die stomp tande storie. Hier word dan nou vir ons gesê, in daardie tyd sal hulle nie meer sê, die vaders het groen druiwe geëet en die kinders se tande het stom geword nie. Elke mens sal oor sy eie sonde sterf, wie groen druiwe eet, sy tande sal stom word. Met ander woorde, die sonde wat jy doen, sal jy voor geoordeel word, gestraf word. Ok, vers 31. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond, luister mooi, 'n nuwe verbond sal sluit. Ok, so hierdie vers sê vir ons nuwe verbond, so daar moes 'n ou verbond gewees het. Ok, hou vas by daai gedagte. Dit sal nie wees soos die verbond wat met hulle voorvaders gesluit het, toe ek hulle aan die hand gevat het, uit Egipte laat trek het. Ok, so dit sê dan nou vir ons, die nuwe verbond, so wat is die ou verbond? Die ou verbond is ook in die Ou Testament wat Moses se wet was, wat op klip geskryf was. Ok, dis in daai wat ons in Exodus gelees het, die 10 gebooie, dis deel van die 10 gebooie en dis Moses se wet wat op die klip geskryf was. Dis die ou verbond in die Ou Testament. Ok, nou hier lees ons nou dat God 'n belofte maak dat daar 'n nuwe verbond sal wees. Ok, kom ons lees in Jeremia 31 vers 33. Dit sê vir ons, dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ok, hoe gaan God sy woord in ons harte opskryf? Deur die Gees, deur die Heilige Gees. Ok, so dit is die nuwe verbond waarvan daar gepraat word. Luister mooi, nie geskryf op klip nie, soos die ou verbond met Moses nie, die ou wette nie, maar op ons harte geskryf word. Kom ons lees verder. Ok, dan, okay. Julle sal ook agterkom as julle nou hierdie skrifte gaan nalees in volgorde soos wat ek vandag praat, dat ek nie rondspring van agter na voor, middel na agter, middel na voor nie. Hierdie is 'n tydlyn wat vol van begin na einde toe. Ok, so dan kom die kragtigste waarheid in Galasiërs 3. Blaai na Galasiërs 3 toe, vers 13 tot 14 en dit sê vir ons, Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet, wat se wet? Die wet van Moses,
meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Hoe het Jesus 'n vervloekte geword? Aan die kruis. Deur vir ons sondes te sterf aan die kruis, deur sy bloed te laat vloei aan die kruis, okay? Daar staan naamlik geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. Vers 14. Daardeur kan hulle ook, wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het. Okay? So, deur die geloof, nie deur Moses se wette nie, deur die geloof en die Gees ontvang. Wat se Gees? Die Heilige Gees, God se Gees in ons wat die woord op ons hart kom skryf. Okay? So, luister mooi. Christus het ons losgekoop van die vloek. Dit staan hier, Galasiërs 3 vers 13 tot 14. Okay, kom ons gaan aan. Hoor hierdie mooi voorbeeld. Gaan kyk na Johannes 9 vers 1 tot 3. Sê vir ons. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers sin? En Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers sin nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. Okay? So hierdie man was blind gebore, nie deur sy eie of sy ouers se sonde nie, maar sodat God se werke deur hom gesien kan word, want God het hom genees, sodat ander mense tot redding kan kom. Okay. Dan, ons kry 'n nuwe identiteit in Christus. Wanneer ons tot redding kom en ons maak 'n keuse om God te kies, dan kry ons 'n nuwe identiteit in Christus. En ons is dan glad nie meer die resultaat van ons bloedlyn of ons voorvaders of enigiets nie, want ons kry 'n nuwe identiteit. Okay, so 2 Korintiërs 5:17 sê vir ons, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Johannes 8 vers 36, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. As God jou vrygemaak het van iets, sal jy waarlik vry wees. Hoe kan bloedlynvloeke nou jou pa en oupa groetjie se sonde op jou bly lê? As God jou vrymaak, is jy vry. God se woord sê so, nie ek nie. Okay, so ons moet verstaan dat ons kan nie iemand anders se sonde op ons vat nie, en niemand kan ons sonde op hulle vat nie. Elkeen vir homself, en daar's 'n ou verbond en daar's 'n nuwe verbond. Daar's 'n ou mens en daar's 'n nuwe mens. En God het aan die kruis die vloek op hom gevat van die ou verbond. En die nuwe verbond is die Heilige Gees wat hy vir ons gee, wat die skrif op ons harte kom skryf en in ons gedagtes vas lê. Okay, so bloedlynvloeke, generasievloeke is nie van toepassing op Christene nie. Jesus het daai kom wegvat vir ons aan die kruis. En ek het dit vandag vir jou oopgebreek in die skrif, soos wat God dit vir my oopgebreek het in die skrifte. Ek was regtig in 'n verskriklike tweestryd gewees met hierdie man, ons soveel opinies en leringe, maar Jesus het absoluut die waarheid kom oopbreek hierso. Soos Hosea 4 vers 6 wat vir ons sê, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Omdat jy my kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. So hierdie wat ek vandag met jou gedeel het, deur die genade van die Here, is kennis van God, van die Bybel, okay? So ek deel hierdie kennis met jou. En God sê, as ons die kennis verwerp, sal hy ons ook verwerp. Hoekom? Want as jy God se kennis verwerp, as jy sy woord verwerp, beteken dit jy is nie in lyn met God se woord nie, jy is nie gehoorsaam aan God se woord nie, jy lees nie God se woord nie, jy doen nie God se woord nie. Okay? So, ja, dit is absoluut my en jou keuse, of ons hierdie woord vat en of ons dit verwerp vandag. Deel hierdie boodskap met iemand wat twyfel oor bloedlynvloeke en mag die waarheid jou vrymaak. Okay, julle, bye bye.